Goeiemôre geliefde, welkom op hierdie mooi woensdagoggend. Ons is nog steeds met die tema sonde besig. En as ons met mekaar eerlik wees, dit was nie verniet dat Eva die vrug geëet het wat sy nie moes eet nie. Want sien, die sonde het nog altyd vir die mens so aanloklik gelyk. Selfs so ons as kinders van God. Daai oomblikke wat ons ver van God af is, begin die sonde vir ons al hoe beter lyk, al hoe meer aantreklik, al hoe meer aanloklik. Kom ons kyk wat sê Paulus vir ons in die volgende gedeelte van Romeine 6. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Dis natuurlik presies wat die Satan wil hê. Hy weet dat niks ons geestelike lewe meer verwoes as wanneer ons dinge doen wat ek en jy weet teen die wil van God vir ons lewe is. Van die oomblik as dit gebeur, begin ons soos Adam en Eva destyds om vir die Here weg te kruip. Dit breek die spontane verhouding tussen my en God af. Dit wat Jesus vir my en vir jou verdien het. Dan kan ons ook niks beteken, hoor mooi, vir God se koninkryk nie. Daarom sê Paulus vanoggend baie duidelik, maak geen kompromieë met sonde nie. Nie eers in die kleinste opsigte nie. Streef konsekwent na die wil van God vir jou lewe en stel jouself al meer tot beskikking vir God en in sy diens. En geliefde, daarin lê ons heil en ons geluk vandag. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons bied, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry.
Here, bewaar my van die bose en help my om alles wat teen U wil is, te verwerp. Amen. Mag jy saam met my 'n wonderlike dag hê.